Dis baie interessant as jy gereed om oorlog te maak vir Jesus. Ja. So 'n liedjie gesing. En toe ek vanmiddag my Bybel oopmaak, maak ek hom toevallig oop by Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En was toevallig met 'n liedjie wat Martin, Pastor Martin van sy giet om te sing vir my. Ken my hoor? Ek harde praat. Ok, ek gaan my teksvers en hoe om Jesus deel te maak van jou lewe. Jy kan nie gaan oorlog voer as jy nie deel van die oorlogspan is nie. So hoe raak jy deel van Jesus se lewe om oorlog te kan gaan voer? As ons kyk na Openbaring 3 vanaf vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek hom laat ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. So Jesus nooi ons dat ons saam met hom 'n feesmaal moet hou. Hy gaan nie staan en wag, of hy sal staan en wag vir ewig tot jy reg is. Vader het baie geduld met ons. En baie keer gee hy vir ons 'n voorbeeld, hy lei ons deur die Bybel en hy vra van ons moet ons harte skoonmaak. En as jy nie jou hart skoonmaak en as jy nie 'n pad met hom stap nie, gaan jy nie kan oorlog voer vir hom nie. Kom ons gaan net gou ons oë toemaak. Here Jesus, dankie dat ons vanaand hier bymekaar kan kom en dankie dat U by die deur van ons harte staan en klop. Maak ons harte sag om die stem te hoor en ons oë oop om te sien dat U werklik by ons wil wees. Verander ons harte sodat ons saam met U die pad wil stap. Heilige Gees, verander ons gedagtes en wys ons hoe om U deel van ons lewens te maak. Nie net op Sondag nie, nie net op jeugaande nie, maar op elke dag van ons lewe. In Jesus se naam. Amen. Amen. Wie van julle voel soms alleen? Al is ons omring deur baie mense. Wie het al gewens iemand verstaan jou regtig? Jesus is nie net 'n Bybelstorie nie. Hy wil jou lewensmaat wees. Hy wil saam met jou lag, jou help in jou stryd en hoop gee, wanneer jy in moeilike tye deurgaan, met die moeilike tye beleef, en met die moeilike dinge het wat jy moet hanteer, en jy weet nie hoe om dit te hanteer nie, is Jesus altyd daar om ons te help. Ek wil vir julle 'n storie vertel van die leesstoel, van 'n jong tiener was een aand baie moedeloos, en hy het gevoel, niemand verstaan hom nie, niemand luister vir hom nie, niemand help hom om sy probleme op te los nie. En sy ouma het vir hom gesê, sit 'n leesstoel langs jou, en praat met Jesus. Al sê daar niemand nie, dis Jesus sit in sy afwesigheid, of Jesus sit in die menslike afwesigheid, sit hy by jou. Hy praat met jou. En as jy nie weet om wie te praat nie, as jou ouers nie met jou wil praat, as jou vriende nie daar is om met jou te wil praat nie, sit 'n stoel langs jou en praat met Jesus. Jy het nie nodig om met ander mense te praat nie, want hy het al die antwoorde vir jou. Die tiener het eers gelag vir die ouma toe hy vir hom gesê, sy vir hom gesê hy moet 'n stoel daar neersit. Maar toe hy nou mooi daaroor gaan dink, het hy dit probeer, en hy begin vertel van sy vrese, sy woedes en sy drome. En na 'n paar minute het hy vrede ervaar, want nadat hy oopgemaak het en besef dat hy kan met Jesus praat, al is daar niemand anders daar nie, het hy daai vrede ervaar nadat hy sy hart oopgemaak het, nadat hy sy woede en sy drome en vrese met Vader gedeel het. En hy het dit nie geweet tot hy dit probeer het. En toe hy daai vrede ervaar het wat hy nog nooit geken het nie, het hy besef Jesus is nie ver weg nie. Hy is altyd hier by ons, hy is altyd by jou. Maak nie saak waar jy in die wêreld is en wat jy doen, hy is altyd by ons. Ons moet net altyd bewus wees van hom. Ons is geneig om Jesus weg te skuif. Ons is geneig om nie na die Heilige Gees te luister wanneer hy met ons praat nie. En ons moet tyd maak vir hom.
daar's die lewe het so gejaagd geraak, dat ons nie altyd tyd maak vir hom. En daar moet 'n mens stille tyd hê, jy moet alleen tyd hê met hom, jy moet jou stoel vat, op hom sit en vir Jesus langs jou sit, dat jy tyd maak vir hom. Hierdie storie wys ons dat Jesus wag nie net vir jou om hom in te nooi, en om deel te wees van julle gesprekke en julle vreugdes en jou pyne nie. Jy kan enige iets wat jou gelukkig maak ook met Jesus bespreek. Dit hoef nie net hartseer en moeilike tye te wees nie. Hoe kan julle Jesus deel maak van julle lewe? Praat met hom soos 'n vriend. Nie net wanneer jy bid in formele woorde nie. Praat met hom soos wat jy met 'n vriend sal praat. Vertel hom van jou stories, jou vrese, jou drome, gee hom jou keuses. Voor jy iets doen, vra vir hom, Jesus, is dit reg wat ek besluit? Voor jy net 'n ding doen, praat met hom, vra vir hom, is dit wat ek moet doen? Is dit die regte rigting waarin ek beweeg? Is dit die regte besluite wat ek neem? En dan wees jy eerlik. As jy pyn het en as jy twyfel, praat met Jesus. Sê vir hom, jy is nie seker nie, jy twyfel. Jy is onseker, en raak stil, en bid, en vra vir leiding. Hy wil jou regtig hê dat jy moet oop wees teenoor hom. En dan kan jy ontvanklik wees, as jy, hoe meer jy pad met Jesus stap, en hoe meer jy verhouding met hom opbou, hoe makliker gaan dit vir jou wees, om met hom te deel, en met hom jou hartseer en jou vreugdes te deel. So jy moet eerlik wees, en dan moet jy sy woord lees. Begin met 'n paar verse elke dag. Dit wys jou, dit wys jou hoe hy dink, en hoe hy jou lei. Jy sal hoe meer tyd spandeer rondom hom, so makliker sal jy in verhouding wees met hom, en hoe makliker sal jy ontvang wat hy vir jou lei, en hoe makliker sal jy ontvang wat 'n rigting hy jou instuur. En dan moet dit ook baie belangrik dat jy in 'n geloofsgemeenskap bly. Dat jy nie net met verkeerde mense en die aardse mense teen mekaar raak nie, dat jy met gelowiges saam tyd spandeer, wat dieselfde dink, dieselfde voel soos jy, en dieselfde geloof deel soos jy. Om ander jong mense om jou te hê, help jou ook om sterk te bly. Wat keer jou soms om vir Jesus alles te gee? Hoe sal jou lewe anders lyk as jy hom regtig in elke deel innooi? Is daar een ding wat jy vanaand kan sê, ek gaan dit vir hom gee? Is daar vrees? Is daar hartseer? Is daar sonde? Wat is daar een ding wat jy vandag vir Jesus kan gee? En met hom op pad stap en vir hom vra, help my, ek sukkel met dit. Dit jy moet 'n bietjie tyd spandeer aan daai een probleem. Almal het, as jy 1 of 2 of 6 probleme het, dit maak nie saak nie, maar dink aan een probleem wat vir jou regtig kniehalter, dat jy nie elke dag kan doen wat Vader van jou verwag nie. En werk daai een probleem met hom deur die week. En dan gaan ek net vir ons afsluit. Vader, Jesus, ons hoor vanaand u hart klop. Ons hoor vanaand u klop aan ons harte. Ons maak ons harte oop en ons nooi u in. Wees die koning van ons lewens, die vriend wat ons nooit los nie, en neem ons vrese, ons hartseer en ons verkeerde keuses en vul dit met u lewe. Help ons om elke dag bewus te wees dat u by ons is, en ons kies u as Jesus om deel te wees van ons lewens. Amen.